Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 302. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek gaan hierso 'n Engelse boek promoveer wat ek geskryf het, Israel's Rapture, as gevolg van die oorlog wat in Israel plaasgevind het en wat nog so half onder die skerms besig om te gebeur. Israel's Rapture, het was my doktorale graad gewees, klompie jare terug, en ek het dit in 'n boekvorm gesit. Daar's inligting daarin wat jy in jou lewe nog nooit gehoor het nie. En wat so relevant is vir die tyd waarin ons lewe vandag, dat dit so belangrik is. So ek wil hom noem, Israel's Rapture, sou ek belangstel, dan kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722-367-124, my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek wil net sê, ons is op Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, al die internetplatforms wat daar is, ons bedien daarso. Ons dank Jaffa vir sy groot genade en ook vir broer David wat ons help met die plasing daarvan, en broer Oliver wat ons assisteer, ook vir broer Rudy wat die TikTok boodskappe doen. Moet ook nie die TikTok boodskappe mis nie. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, asseblief gaan na deel 1, begin reg voor, u het reeds 'n magdom inligting verloor, meer as 300 uitsendings. Dit is uiters noodsaaklik dat u as nuwe kyker moet inteken, subscribe, sodat u die kennisgewings kan kry van al die verskillende studies waarmee ons besig is. En daar's nou 'n hele paar nuwe studies wat kom nou oor die vakansietydperk, wanneer die mense op vakansies is. Van volgende week af sal hulle begin loop, en dan gaan u dit geniet, wanneer jy in die aande by die huis sit, of in die dag by die huis sit, met die ekstra studies wat beskikbaar gaan wees. En daar's 'n paar baie interessante studies, wat reeds gereed is om opgeneem te word. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisses, is lewensveranderend, skryfblok en pen, uiters noodsaaklik in 'n 33/53 Bybel. Kom ons bid saam. Ons sê weer eens baie dankie Vader Jaffa vir 'n voorreg wat ons het vanmôre om by mekaar te wees. Terwyl dit so pas wonderlik gereën het, sê ons vir U baie dankie vir dit. Ek wil bid Vader, benat die aarde. Halleluja. Stuur die waters waar die damme leeg is, dat dit kan vol word, dat daar water kan wees vir mense en diere, en vir die boere wat moet plant. Stuur ook die water. Ons bid ook vir ons Namibiese broers en susters daar, dat U ook hulle bless, Vader, met reënwater. Soos wat die reënwater uit U hand uitkom, Vader, om die aarde te benat, wil ek dan vanmôre bid dat U elke Jafis se lewe sal benat deur die Ruach HaKodesh water, Vader. Die water van die lewe, strome van lewende water, dat dit in ons gees inval, en dat in ons sielsdimensie dit benat, sodat die woord, die saad, wanneer dit val, met die Ruach water, halleluja, dat dit ontkiem tot 'n massiewe boom, waarin daar skuilplek kan wees, waar daar koelte kan wees, waar daar vrugte kan wees, van die Ruach HaKodesh. Salf die woord vanmôre, maak dit lewend, spreek dit ons, in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en elke Jafis sê halleluja, 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 halleluja. Baie dankie Vader Jaffa vir die salwing van die Ruach, baie dankie, baie dankie, halleluja. Ons wees net so oomblik stil voor Jafashua. O, ons loof U, dankie vir die salwing. Halleluja. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir die woord waar sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Alles wat julle Vader in my naam vra, dit doen ek vir julle, sê die woord.
Dankie vir die voorreg, dankie, u woord sê, dis die salwing wat die jukke breek, en ek wil vanmôre bid dat u jukke breek, laat u mense se lewens verander, halleluja, terwyl ons rustig in die roog is, halleluja, bring 'n rustigheid in ons lewens in die dag, kalmte en vrede, om te weet, u regeer, in die mooiste naam Jahshua, die naam bo elke ander naam, halleluja, halleluja, ontvang woord dat Jaffa sê dat die gejaagdheid wat in jou lewe is vanmôre, hy sê jy moet kalm raak. Hy sê wees stil en aanskou die wonders wat ek vir jou doen. Raak kalm, wees stil en aanskou die wonders wat ek vir jou doen. Jy sien, partykeer is ons as mens so gewoond om self ons probleme te probeer oplos en self die antwoorde te kry en alles, laat ons vergeet dat ons het die meester bo almal. Ons vergeet dat ons is in die hand van hom wat op die waters geloop het. Ons vergeet dis hy wat die woord gespreek het en demone het gevlug. Jaffa sê, aanskou die wonders wat ek vir jou gaan doen. Kom ons word kalm in ons gees. Onthou, ons het ons eie gees, ek het hier ons nou geleer. Ons het ons gees, ons persoonlikheid, ons eie wil, daai gees, nie die Ruach HaKodesh nie. Die Ruach HaKodesh funksioneer hierso, maar my gees, my eie ek moet onderworpe wees aan die Ruach. En Jaffa wil partykeer hê, en ons moet in ons eie gees net rustig raak. En hy sê, wees stil en aanskou die wonders wat ek vir jou doen. Halleluja, halleluja. As jy krank is vanmôre, hy is nog steeds die groot geneesheer. Hy is nog steeds die groot geneesheer. Rooskalk, ons weet jy is baie siek, maar hy is die groot geneesheer. Hy is die groot geneesheer. So sê Elsa, rustig wees. Rustig wees. Hy is die groot geneesheer. Halleluja. Broer Albert, rustig wees. Hy doen wonderwerke vandag waar, die tyd waarin ons lewe. Hy doen wonderwerke. So ook van die ander Jafiste wat siek is vanmôre. Kom ons wees kalm en rustig. Ons kan niks verander nie. Maar Jesaja 53 vers 6 vers 7 sê dat deur sy wonde is ons genees. Halleluja. Wat 'n voorreg. So pragtige salwing in die ateljee en ek eer hom, ek eer hom, ek eer hom. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 18, vers 3. Hy sê, as die goddelose kom, die onbekeerde, kom ook veragting. Hoekom? Dis sy skaduwee. Veragting en skande en versmading is die skaduwee van 'n goddelose. Terwyl ek hier sit, maak Jaffa dit my net so oop. Ek het dit nie voorberei nie, net so. Die woord lees, as die goddelose kom, kom ook veragting en saam met die skande, versmading. So wat is daar? Die goddelose se skaduwee, veragting, skande, versmading. Versmading is jy wil jou kop wegdraai van hom af. Jy wil nie met hom geken word nie. Want die goed wat hulle dink en uitwerk en bewerk, is veragterlik. Dit is veragting. En ek is so dankbaar dat, as bruid van Jahshua, dat die woord sê, dat sy goedheid en sy guns volg ons, al die dae van ons lewe. Die woord sê, en ek dink dit aan die skrif, welgeluksalig is die man en die vrou wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. Halleluja.
hierdie goddeloses wat hierdie skaduwees het nie. Wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hy sê maar, sy weë is in die woord van Jahwe die Almagtige. Hy sal wees soos 'n boom, sy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by die lewenswaterstrome, waarvan die vrugte nie verwelk nie. En sy goedheid en sy guns volg ons, elke dag van ons lewens. Welgeluksalig is die man en die vrou, wat nie wil wandel in die raad van die goddeloses nie. Maar ons behaag is in die woord van Jahwe, ons Elohim. Dis hoekom ons studies op studies doen. Hoekom? Want ons behaag, ons geestelike groei, ons vorming van ons geestelike lewe. Al is ek 15 jaar op die pad, die geopenbaarde woordpad, maar ek het nodig dat my gees elke dag met die woord, die bo-natuurlike lewende woord van Jahwe gevoed moet word. As dit nie gebeur nie, hoor wat ek sê, dan kwyn jy stukkie vir stukkie, bietjie vir bietjie weg. En wanneer jy jouself kry, het jy teruggeval by die braaksel soos 'n hond, wat na sy eie braaksel terugkeer. Ons moet wakker wees. Want die woord sê dat ons teenstander, die Satan, loop rond soos 'n briesende leeu. 'n Beseerde leeu, hy soek om te verslind en dood te maak. Maar vanmôre vrees ons hom nie, hy's nie 'n leeu nie, hy's 'n demoon, halleluja, wat verneder is, wat verslaan is. Die Bybel sê, dat Jahwe aan die kruishout hom ontklee het, hy sê, hy het hom naken tentoongestel. Hy het hom neergewerp. En weet jy wat is die wonderlikheid van dit als? Hy het ons as bruid die autoriteit gegee oor Satan en sy demoniese gevalle engele en hulle bose werke. Halleluja. As die goddelose kom ook veragting. En saam met die skande versmading. Ons vanmôre roem nie in onsself nie. Want ons was heel waarskynlik in daai selfde posisie gewees. Hoekom is ons? Ons is wat ons is deur die bo-natuurlike genadebloed van Jahwe. Nou kom 'n ander skrif net sommer so by my op. En Jahwe gee vir my Micha 7 vers 8. Wat sê, al het ek geval, ek staan weer op. Hy kom en hy sê, pas op dat jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lang al geval het nie. Jy sien, ek gaan 'n ding sê so, ek gaan dit in Engels sê, we need to take stock of our lives every day. Ons het nodig om nougeset te wandel, dat die Ruach HaKodesh in ons elke dag voorraadopname, mooi Afrikaans, voorraadopname in my sielsdimensie van my lewe, my wandel en my handel kan maak. En wanneer daar enige iets is wat sy koppie uitsteek of koppie uitsteek daarso, die werke van Satan, dat dit onmiddellik gebind word, vervloek word, weggestuur word, waarvanaf dit kom. Negativiteit, bekommernis, want dis wat die goed wat die Satan in funksioneer. Negativiteit en bekommernis, hy wil hê moet worry, en vernaam oor die eindtyd goed. Hier kom 'n paar powerful goed wat ek bring, woord, ek sê goed, lesings wat ek vir jy nou bring, in die vakansietydperk, in die geopenbaarde woord, eindtyd woord, moet dit nie mis nie. Dis spesiale aflewerings vir mense wat tyd het, wat gaan sit in studies, ekstra tyd het vir studies. Wat 'n voorreg. Ons kon so maklik in daai goddelose se skoene gestaan het. So wanneer ons roem, dan roem ons in Jahwe, ons roem in onsself nie. So roem in sy bo-natuurlike genadebloed.
En as dit gebeur dat ons 'n foutjie gemaak het, dan sê Micha 7 vers 8, al het ek geval, ek staan weer op. Dis 'n man en 'n vrou wat kan opstaan en sê ek staan in die krag van die roog. Deur die genadebloed van Jahweh. Halleluja. Halleluja. So wonderlik die woord. Halleluja. Hy sê as die goddelose kom ook veragting en saam met die skande versmading. Ek wil vir julle sê, kom ons in hierdie vakansietydperk waarin ons is. Die ouens gaan nou met hulle besigheidsetes en hulle naweke weg en ken mekaar en al. Wees versigtig, want die woord sê, die Satan loop rond soos 'n briesende leeu en soek om te verslind. Hy wil jou vryheid beroof. Hy wil jou fisiese erflating beroof. Kom ons hou ons oë gefestig op Jahweh, die volëinder van ons geloof. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.